kom ons gaan in ons boodskap vir vandag. Die titel vir nou voorlopig is God fights in the supernatural. Now I might change that. But for the people that takes notes and for the people that's writing this message up for me, God fights in the supernatural. Why do I use that statement? I use that statement because it is the truth. Amen. God fights in the realm. You can't see where God is fighting. You could be sitting here this morning and God is fighting. As jy met my, jy gaan miskien vanmiddag by die huis kom, dan gaan jy sien iets het verander. So daai is evidence dat die Here is besig om te veg vir jou. Jy gaan slaap vanaand en dan skrik jy wakker, dan kom hy phone call deur. Die phone call kom nie sommer net so deur nie. Daar was 'n gevegtery in die nag gewees. Daar was iets wat gebeur het in die bonatuurlike realm. Ons deel met 'n God van invisible armies. Julle kan mos nie God sien nie, right? Maar die feit dat jy nie sien nie, beteken nie dat God nie werk nie. Geseënd is hy wat nie sien nie, maar tog in Jesus glo. Is hier 'n paar mense vanoggend. Hier is 'n paar mense wat die Here 'n ding gevra het en vergeet het daarvan. Maar die moment toe jy die ding vra, toe begin die Here in die bonatuurlike te werk. Toe begin hy al die magte te veg wat teen jou is. Toe is hy besig om hy agtervolgende geeste in jou familie, die familie spirits, die prince of Persia, of die prince of Greece, toe is hy besig om hy magte te verslaan. Ons het miskien die spirit of depressie van jou afbestraf in die diens. En jy het huis toe gegaan. En jy het all of a sudden 'n beter week gehad. Ek wil hê jy moet verstaan, my dierbare, something was set in motion in the realm of the unseen. Dierbares, die is die God wat ons dien. Nou ons sien hom nie, ons sien die effects van wat hy doen. Is daar iemand wat geseënd is en nie weet hoe hy geseënd geraak het? Hallelujah! You were just being your own foolish self, busy with your own foolish stuff, but God is just blessing on you. Die ander kry nie beurse by die college, maar jou saak kom deur. Die ander mense moet nog hulle skuld betaal vir hulle studies, maar joune word afgeskryf. Daar is 'n God wat veg in die unseen realm. Jesus, nou kan ek aangaan met die ding. Ek wil nou eintlik daar ophou, want ek dink iemand was al klaar gebless. My title is God Fights in the Supernatural. En my subtitle vandag is The God of Angel Armies. Is julle met my? Whatever die duiwel kan opbring of by mekaar maak teen jou, weet dat die magte van die engele van die Here is met jou. Dit is, hulle is meer wat vir jou is as die wat teen jou is, man. Halleluja! Is my dat jy hierdie duiwel op sy plek sit. Is my dat jy opstaan. Hy moet verloor vlakte en besef dat die Here het vir jou meer gegee. Ek sal nie op ampatie. Ek gaan nie toelaat dat die duiwel my kry om te sê, man, ek voel so jammer vir myself, dan wil nie uitwerk nie. David het gesê, there were 1,000 fall at my side and 10,000 on my right. It will not come near me. Mense, is julle alright? Is julle alright? Just keep that motors running. We're just gonna go as the Lord leads. Do you know what supernatural means? It's a manifestation or event
attributed. I had to go and look up this word. Now all of us will claim to know, we know this word. Want ons hoor dit so baie. So we know this word supernatural, but I had to go and look it up. So just listen to this, what it says. It blew my mind when I read it last night again. It says, a manifestation or event attributed to some force, come on, to some force beyond scientific understanding or the laws of nature. In ander woorde, dierbares, there is a force working with you that cannot be explained. It is beyond scientific understanding. Die force. Luister mooi. 'n Force. Ek wil hê jy moet verstaan, as 'n kind van die Here loop jy rond met hy force. Kom ek sê dit weer. Jy loop rond met wat jy glo. Jesus, haleluja. En as jy in die verdrukking glo, of jy glo in die verkeerde goed, Yes, Lord. dan daai is wat jy gaan manifest. Yes, my God. But if you believe in the unseen realm and know that the forces that are with you are far more than those who are against you. Ek wil vir jou vanoggend sê, daar is 'n force met jou ook. Daai Star Trek movie was inspired. May the force be with you. Come on, tell your neighbor, may the force be with you. May the force be with you. But it's not just any force. It's the angel armies of the Lord that is with you this morning. Hallelujah. So as ek jou môre op die chat groet en sê, goeiemôre geliefdes, may the force be with you. Dan moet jy weet, jy stap in hy werk soos die. Sy het miskien 'n bietjie bedruk opgestaan, maar nou weet jy, die force is met my. Jy sien, weet julle dat die woord van die Here sê die volgende? That his angels are encamped around those who fear him. Amen. Dit is 'n belofte. Wat bedoel dit encamped? Dierbares, die engele kamp uit rondom jou. Yes, Lord. Amen. As jy aan tafel gaan sit daar by die huis, dan kamp hulle uit. Jesus. Ek weet nie, miskien het hulle een van die klein tentjies, Angel, miskien kamp hulle uit. Daar, oral waar jy gaan, hulle kamp. Hulle slaan die tentpenne in, because jy sien, hulle het 'n assignment. Hulle moet waak oor jou. Halleluja! Die duiwel kan nie net maak wat hy wil nie. And when you know that, you got nothing to fear. Sjoe, mense, dierbares, my spirit is nou gesupercharged. You know, ek het gestaan en ek kan nie slaap nie, want ek weet die Here is besig binne my, because my spirit man kan nie, die liggaam, die vlees is moeg, die vlees wil slaap, maar die spirit man sê, hey, hier's 'n saak. The Bible says he commands his angels concerning you. Want toe Daniel hy gebed bid, toe command die Here die engele gaan. Hy man het 'n antwoord nodig. Nou dierbares, die is nie vir hy R50 wat jy voorpad nie, hoor. Jesus. Die Here wil jou lankal verlos van hy R50 gebed. Jesus. Haal die limitations van jou gebed af. Die woord van die Here sê die volgende, open your mouth wide, so that I can fill it. Die Here soek nie 'n toemond, die Here soek nie 'n mond wat amper oop is nie, die Here soek nie 'n mond wat medium oop is nie, die Here soek 'n oop mond, 'n mond wat wyd oop is. Jesus, is tyd dat ons besef wat ons het. As ons iemand eendag gesê het, dis soos die visie wat in die see swem, en hy sê, I better drink sparingly, because you know, in case the water runs out. Hoor jy sê in die see, daar's nie 'n moontlikheid dat die water kan opraak nie. Nou ek wil jou sê vanmôre, die resources van die Here kan nie opraak nie. So die Here sê,
vra groot. Jou mens, jou loopbaan, moenie klein vra nie. Here, ek soek 'n week, ek soek net eendag 'n week. Maak toe jou mond. Get some ambition in you and say, Lord, this is my plans. Or inspire me with plans from your throne. En as iemand 'n prophetic woord oor jou gespreek het, moenie huiwer nie. Gaan remind die Here. Sê vir hom, Here, this is your word. You will bring it into fulfillment. Ek glo in prophetic word, maar prophetic word wat in lyn is met die woord van die Here dierbaar is. Kom ons gaan na Exodus toe. Amen. Exodus 23. I gotta finish at the latest 12:15, né? Okay. Net om 'n bietjie tyd te maak om te bid as dit nodig is. Maar na die woord, ek dink jy gaan gebed nodig hê. Jy moet net ontvang wat die Here vir jou het. Ontvang net. Ontvang net. Exodus 23. I want to prove to you that God has always worked through the realm of the supernatural. Sodat jy verstaan, jy deel met 'n natuurlike God, nie jy deel met 'n bo-natuurlike God. Amen. Dis 'n God wat jy nie sien nie, maar hy is daar en hy werk on your behalf. Amen. En dit is die wil van die Here om jou te seën, dierbares. Okay, net jy weer sê, is die wil van die Here om jou te seën. Paulus sê in die boek van Ephesians, hy sê, we have been blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. Wat is klaar geseënd. Amen. Die enigste ding wat jy kort kom, is dat jy moet dit nog net realize. Amen. Okay, let's go to Exodus 23, verse 20. En die Here sê vir Moses, see, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place come on, man. Come on, somebody needs to get this. To get you to the place that I have prepared. I always say this, God brings you into a prepared place. When he brought Adam and Eve into the garden was prepared for them. Hy het die bome gemaak, hy het die diere gemaak, hy het die see gemaak, hy het alles. Dis hoekom ek het 'n probleem met Christene wat so diep is dat hulle nie meer waardeer die natuur nie. Amen. Sy nou so diep geraak, so diep geestelik dat sy nie meer die sunset sien nie. Dat jy nie meer op die strand gaan sit en waardeer dit wat die Here vir jou gegee het nie. Die Here het vir hulle gegee die bome, hy het vir hulle gegee alles wat hulle moet eet. Dit was alles daar en toe bring hy hulle in die tuin. Wat probeer ek sê? He brought them into a place that was prepared. En hier sê hy vir Moses dieselfde ding. Hy sê, I will bring you into the place that I have prepared. Come on, he's got a place prepared for me. He's got a place prepared for me. Hallelujah. And his angel is going ahead of me to take me there. Hallelujah. Come on, say vir jou ander neighbor, ek sal my bestemme uitkom. Prys die Here. Want hy stuur aan sy engele. Nou hoor wat sê hy verder. Nou moet julle mooi hoor. Want die was nie net eendag 'n engel nie. Verse 21 says, pay attention to him and listen to what he says. Nou hoor mooi dierbares, die van julle wat likes om met die wilheid te wees. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion. Ek wil vir iemand sê, miskien kom jy nie by die prepared place uit nie, because daar's nog 'n bietjie rebellion in jou. Hoor wat sê die Here? Die Here sê vir hom, hy gaan nie jou rebellion verdra nie. Jesus. Miskien na elke keer hy rebellion wat sy gooi, het die engel, hy het teruggegaan na sy tent toe. Jesus. Hy is nog daar, hy wag vir jou om in die lyn te kom, sodat hy kan voortgaan met die mission. Let me tell you, there's nothing that stops the flow of blessing in your life like rebellion. The Bible says rebellion is as the sin of witchcraft. Die Here sê, he will not forgive your rebellion, since my name is in him.
Nou, hoe powerful is die naam van die Here, dat het binne die engel is. Verse 22 says, if you listen carefully to what he says, and do all that I say, I will be an enemy to your enemies. Come on, somebody. Die Here het vir Abraham ook gesê, I will bless those that bless you, and I will curse those that curse you. Mense. Joshua 5. Let's go to Joshua 5. Verse 13. Let's go there. I'm going to try and finish with this. Try, no? Just the emphasis is on try. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Kan julle die picture? Joshua is op die pad Jericho, hulle moet Jericho verslaan en daar wag 'n man met hom met 'n swaard. Hy het onmiddellik gedink die man is 'n vyand. Right? And Joshua went up to him and asked. Ek kan imagine Joshua het seker met sy swaard in sy hand gestaan en gesê, as for us, sorry, are you for us or for our enemies? Jy kan die skrif vir jare gelees het en 'n important ding mis. Ek het die al die tyd nie gemis. I never saw the reply of that man. He mentioned Joshua was a feared man. That's why he said, are you for us or against us? He was a warrior. En as hy maar nie vinnig genoeg geantwoord het, sy kop gerol. Maar jy sien, hy was 'n gewone man nie. En toe hy die vraag vra, are you for us or are you against us? Toe sê die man, neither. Ek is nie vir jou nie of teen jou nie, but I am the commander of the armies of the Lord. Yes. And I have now come. You know what he was saying when he said neither? He was saying, Joshua, is nie belangrik of ek vir jou is of you know, of teen jou is nie. Wat belangrik is, weet jy wie jy is? Ja. My God. Daai man het vir hom gesê, ek die regte man hier. And you know, we should be more mindful of the fact that God is looking for people that are rightfully positioned, people that know who they are, not people that think that they are it. Jesus. Joshua thought he was this mighty warrior, but when he came out to the Lord's commander, he was nothing. He just had to be a servant. His words should have been, lead me, O Lord. Hallelujah. But the moment he heard, it's the commander. But as the commander of the army of the Lord, I have now come. Joshua fell down to the ground in reverence and asked him, what said Joshua? What message does my Lord have for his servant? Yes. What was that? It was a change of attitude. Because now he realizes in whose presence he is. If that was an angel, lots of people dispute that was an angel that stood there. I also thought it was an angel. It wasn't an angel, because you don't bow before an angel. Hallelujah. You only bow before God. Yes, Lord. Because John, the divine in the book of Revelations, he bowed and he wanted to worship the angel, and the angel stopped him and he said, no, don't do that. We only bow before God. Hallelujah. The commander of the Lord's army replied, worry you, dieselfde was aan Moses gesê, take off your sandals. For the place where you are standing is holy. And Joshua did so. What was it, beloved? Wat praat ons van die supernatural God? Voor Joshua in hy great battle gaan, toe wag die Here eerste vir hom, sodat hy kon instructions ontvang. Ek wil jou vra, wanneer laas het jy gewag vir instructions voor jy die ding aanvat? Wanneer laas het jy gewag vir instructions van die Here voor jy die applications instuur? Ons doen goed net so uit ons eie wil. Kom ons buig eens voor die Here. Kom ons maak soos Joshua en ons buig voor die aangesig van die Here en ons vra vir die Here om die deure oop te maak vir die weg, en dat hy ons moet wys waar om die CV te stuur en vir wie om die CV te stuur, because hy sien die engele gaan saam met hy sien. Hallelujah. Ons het nou daai klaar vasgestel dat die engele is daar. Die Here kom maak die armies vir ons ook. Jesus. Right. Ek wil net vir julle iets laastens vertel. In die boek van Konings, I want to teach you something this morning about the supernatural.
He's the God of angel armies. He was with Joshua. He was with Moses. He was with Daniel. The invisible army of God was with all the men that He has risen up. I just used a few examples. Ek kan aangaan en aangaan en aangaan en vir jou wys. Ek wil vir iemand sê vanoggend, if you come to church just to listen to some good story, get out of that mode. Yes, Lord. Begin die Bybel in jou hande vat. Gaan huis toe vanmiddag en sê, Pastor, hy het met Pastor vanmiddag van gepraat en ek wil dit net gaan lees. Ek wil dit net in my spirit inkry. Ek gaan deur 'n ding. Moenie wag vir die Pastor om vir jou te bid nie. Jou antwoord lê in die woord. As jy die woord inneem, die oplê van hande het sy plek. Maar moet jy laat daai jou geloof wees nie. Jou geloof moet in die woord van die Here wees. Weet julle, Hezekiah staan and the threat of the enemy comes in. The king of Assyria, King Sennacherib. Hy het so 'n naam wat jy kan bang maak. He sends warning to King Hezekiah that he's about to attack them. And I say vir Hezekiah, ek moenie vir die mense sê dat julle God gaan julle deliver nie, maar hy gaan nie. Because you see, the Persian Empire or the Assyrian Empire was one of the biggest of the time. And those armies, when it went out marching, it destroyed any enemy that stood before them. Maar die Here praat hier, Isaiah, en die Here sê hoorie, die mense sal nie vir julle beslaan. Jesus. En ek verkort nou die storie vir julle sê, because die tyd, julle is mos gebonde aan die tyd. And he takes that letter that he gets from the king of Assyria with the threats. Want jy sien, die een mistake wat die king of Assyria maak, hy praat in hulle God. Jy sien, jy kan nie alles praat, maar jy praat in God. Jesus. En toe antwoord die Here self, maar ek wens jy kan vir julle Hezekiah se gebed lees, en die hoe hy met die Here praat. En hy sê vir die Here, kyk hoe trettend die mense word. Here, jy moet antwoord. En die Here gee hom 'n belofte. Oh my God. Kan ek hy lees? As jy dit op raai? Asseblief. Ek voel nou raai. Ek voel myself. Ja. Ek voel met my spirit. Hallelujah. Die Here sê vir hom, therefore, this is what the Lord says concerning the king of Assyria. Ek wil net die skrif gee, want anders net almal soek kan. He will not enter the city or shoot an arrow here. Kyk, hy belofte. Hy sal net inkom en hy gaan net 'n arrow hier kan skiet. Jesus. He will not come before it with shield or build a siege ramp against it. By the way that he came, he will return. He will not enter the city, declares the Lord. I will defend the city and save it. Jesus. Ek wil jou hê met jou naam daar sit by this city. I will defend, suspect and save her for my sake and for the sake of David my servant. What a promise. God remember die Here hou beloftes. Hallelujah. Hy sê vir wie is dit? Vir David. Jesus. Hy was 300 jaar na David dood is. David se stap met die Here was so kragtig dat die Here 300 jaar later nog die covenant honor. Ja, my God. He says for my servant sake, David. That's powerful. Maar wie dit is my dierbaar is. Die army het gekom, magte en magte. Ek dink nou aan die tyd toe die army rondom, all the armies were around on the hills. En die servant begin panic en die servant sê vir Isaiah van die magte hierom en die Here en Elijah begin bid en sê, Here maak oop sy oë. Jesus. En toe die Here sy oë oop maak, toe sien hy dat die wat vir hulle is
is veel meer as die wat teen is. Jesus. En dierbaar is die tye is die kern van ons boodskap vanoggend, want jy sien, die wat vir jou is veel meer as die wat teen jou is. Besef jy het miskien gaan slaap en jy is onder verdrukking, jy gaan deur 'n ding, maar die Here is besig om te veg vir jou in die bonatuurlike realm. Opstaan en dan is daai hele situasie omgeswaai. I want you to believe that God fights in the realm of the supernatural. Sorry, ek kan jou nie help as jy nie meer glo nie. As jy ek praat met die mense wat glo nie waar is. Because dieselfde God kom deel van my ook. Goed wat ek verlang vir die kerk. En all of a sudden bring die Here pas. Weet julle, ek is seker Hesekiah het gaan slaap daai aan. Hesekiah het gaan slaap daai aan. En al wat hy op sy mind gehad het was die stress. Because the armies by that time had already encamped outside. Maar dierbaar, Jesus, nou julle met my wees. Hy het gaan slaap, miskien onder stress. Ek weet nie, jy het miskien gaan slaap onder stress. Wat kom die Here teen? Hoekom gebeur die dinge? Is dit nou gebeur vir Broekkind? Is dit nou gebeur vir Damian? Is dit nou gebeur vir Sister Chelsea? Jesus. Of vir Sister Savon? God works where? In the supernatural. He is the God of angel armies. Ek wil hier vandag, jy moet hier uitstap sonder twyfel. Toe Hesekiah gaan slaap, dink hy, môreoggend as ons opstaan, is dit 'n bloedbad. Dit is nag vir ons. Maar dierbaar is, daai dag, toe gaan daar 'n engel uit. Well, listen here, as the Americans would say, that was one bad angel. That was a bad angel. Hy het geloop deur hy vyande dierbaar. Toe almal op, kyk ek van kort na my storie, want ek voel nou so, het voel met die engele is nou hier, is Jesus. Ek wil jou sê, man, moet die moed verloor nie, blyf glo in die Here, blyf glo in die Here. En weet jy, toe hulle opstaan, toe leer 185,000 dooie liggame rondom die stad. Daai een engel het 185,000 van die Assyriërs verslaan. Toe die koning van die vyande opstaan en wakker skrik hy op en sien hoe lyk die slagveld. En jy weet jy, Hesekiah het in sy warrior klere gedaan. Die mense van Israel het eens arrows gedaan. Javelins. Want wie veg vir hulle? Wie veg vir hulle? Wie veg vir hulle? Die Here van die heerskap. En die koning het gevlug. En hy daar gegaan na sy tempel toe waar hy afgode dien. En toe hy in die tempel kom, toe maak sy eie seun om dood. Ek wil hê jy moet hier nog 'n dag worry oor 'n vyand. Moet jy nog 'n dag worry oor wie teen jou is. Want die Here jou God is met jou. Kom ons